Goeienaand, liewe luisteraars, liewe vriende, broers en susters in die Here. Dis wonderlik vir ons om weer hier by mekaar te wees. Dis altyd goed om rondom die woord van die Here te vergader. Dis die enigste plek waar ons kan voedsel kry en waar ons onderhou word geestelik. Maar die voorwaarde is dat ons moet onderwerp aan die woord. Hierdie is nie 'n plek waar ons na ons eie opinies kan kom luister nie. Ons het die woord hier voor ons en ons gaan ons beste doen om seker te maak dat ons nie afwyk van die woord van die Here of van die leringe van die profeet van God nie. So kom ons bid net saam. Dierbare en wonderlike Here Jesus, aan U behoort die koninkryk, die mag en die majesteit, Here. U bewoon die ontoeganklike lig. Ons kan nie daar kom sonder dat ons sterwe en sonder dat ons in 'n ander liggaam gaan nie. Hier waar ons nou is, kan ons net dit staat maak en net glo in dit wat ons hier voor ons het, naamlik U woord. Sal U asseblief vanaand neerdaal, Here Jesus, en persoonlik na elke luisteraar kom en seker maak dat hulle hoor wat hulle moet hoor. En sal U seker maak dat dit wat ek hier sê, Here, uit U woord uitkom. Ek vra dit in die naam van die getroue Here Jesus Christus. Amen. Nou, ek gaan vanaand praat oor wat ek sou noem 'n evangelieboodskap. Ek is nie een vir die voorbereiding van sogenaamde diep geheimenisse en die dinge wat die meeste mense graag wil hoor nie. Ek verstaan as jy sê, ek wil net diep dinge hoor. Wel dan is daar's ander bedieninge daarvoor, wat die diep dinge hanteer. Wat ons vanaand gaan hanteer, is dit wat dit vir ons makliker maak om Christelike lewens te lei. Onthou, ons het in die verlede ook al gesê, dit gaan hier oor praktiese Christendom. Wat is dit wat ek moet doen om die Here tevrede te stel aan die een kant en aan die ander kant om seker te maak dat ek geestelik groei? Want Sondagoggend, as die bediening dan uitgaan vir die gemeente, dan is jy hopelik nog een treukie nader daaraan om beter te kan luister. Al is dit al wat jy hier leer op maandeaande is hoe om te leer om te hoor, sodat jy Sondagoggend kan hoor. So ek wil vanaand praat oor 'n onderwerp wat ek sal die titel gee, die ywer van die Here. So die Here het 'n ywer. Ek sou God noem die yweraar, as ek dit kan doen. Hy is 'n verlosser, hy is 'n saligmaker, hy is die skepper, hy's die yweraar. Hy's die een wat die bron is van ywer. Wat is ywer? Die Engelse noem 'n woord, hulle roep dit zeal. Z-E-A-L, zeal. Maar ywer is 'n lekker sterk woord. Jy kan sê ek is ywerig om die Here te dien. Of jy kan sê ek is eintlik is ek nie ywerig. Eintlik is ek nie ywerig om enigiets te doen nie. Eintlik wil jy niks nie. Jy's of ywerig of jy's sat, geestelik sat. As jy geestelik sat is, wel dis 'n hele ander gesprek wat ons moet hê met jou. Dan moet ons jou eers na die water toe bring, want dan is jy op die oomblik in 'n woestyn. So ek wil kyk na God die yweraar. Hy is ons koning. Hy sit nie passief op sy troon nie. Hy werk, terwyl ons hier staan, werk hy. As ons vanaand slaap, dan werk hy nog steeds. Saterdagmiddag werk hy nog steeds. In die hemel is daar nie 'n Sabbatdag nie. In die hemel is alles net werk en 'n vrolikheid en 'n joligheid en 'n aanbidding. En as jy nie kan ywerig wees, jy kan jy ook nie aanbid nie. Want hoe gaan jy nou in die hemel staan en sê, ons gaan juig in die hemel, ons gaan kroon.
Nee, jy kan nie dit so doen nie. Jy moet sê, ons is nou in die hemel, ons gaan nou juig, ons gaan die troon, die lam wat geslag is, gaan ons troon, 'n kroon nou op sy troon. Ek het 'n vermoede, dis hoe dit gaan werk. Ons is nog nie daar nie, ons weet nie hoe dit gaan lyk nie. Maar as jy nie ywerig is nie, dan kan jy nie eens uitsien daarna nie. Want dan sien jy op hierdie manier daarna uit. En dan gaan daar niks gebeur nie. Die koning is nie passief op sy troon nie, hy is passiefvol, hy is 'n toegewyde yweraar. Nou een van my gunsteling skrifte wil ek eers lees. En daarna wil ek die onderwerp in drie dele verdeel. Maar ek wil eers deel met hierdie man met die naam van Jehu. Jehu het God behaag. Dit is moeilik om God te behaag. Jy moet ywerig wees. Dan moet iets in jou wees. Dat God kan sien, maar hierdie een is 'n uitsondering. So ek wil hê ons moet kyk na 2 Konings 9 vers 20. Ek gaan 'n paar verse daar lees. Dan kyk ons hoe werk dit vir ons uit. 2 Konings 9 vers 20. Miskien moet ons so kyk. Kyk hierso by 2 Konings 9 vers 17. En terwyl hy wag op die toring in Jesreel staan, sien hy die skare van Jehu, terwyl hy aankom en sê, ek sien 'n skare, sê die een man. Wat sien jy? Ek sien 'n skare. Elia se diensknegt, hy sê, wat sien jy? Hy sê, ek sien nog niks nie. Hy sê, maar jy moet duidelik kyk man. Wat sien jy? Hy sê, nee, ek dink dit is 'n wolkie wat ek sien, maar hy is maar so groot soos 'n man se hand. Hy sê, ons moet hardloop. God soek iemand wat iets sien. Jy sit Sondagoggend hier, jy sit so, die prediker sê, sien jy wat ek bedoel? Jy sê, ja, okay. En terwyl hy wag op die toring van Jesreel staan, sien hy die skare van Jehu. Terwyl hy aankom en sê, ek sien 'n skare, toe sê Joram, neem 'n ruiter en stuur hulle tegemoet en vra, is dit vrede? Hier gaan nou 'n ruiter uit na Jehu toe. En die perderyter het hom tegemoet te gaan, hy sê, so vra die koning, is dit vrede? Maar Jehu antwoord hom, wat het jy met vrede te doen? Volg my. Hier bekeer hierdie ou om sommer net daar. Hy werk nie nou meer vir Jesreel, hy werk nou sommer vir Jehu. Die ouens kyk met verkykers, die ou het verdwyn. Hy's nou in die boodskap. Hy was eers 'n sondaar, toe sy 'n apostolie, nou is hy sommer in die boodskap. Weet jy waar sy hier nie? Stuur nog een, sê hy. So vra die koning, is dit vrede? Jy antwoord, wat het jy met vrede uit te waai? Volg my. En die wag het dit te kenne gegee, die boodskapper het tot by hulle gekom, hy kom nie terug. Daarop stuur hy 'n ander perderyter. En toe die by hulle kom, sê hy, so vra die koning, is dit vrede? Jy antwoord, wat het jy met vrede te doen? Volg my. Hier's nou 2 ouens. Die apostolies raak nou al hoe minder, die boodskap word nou al hoe meer hier agter jy. En die wag het dit te kenne gegee en gesê, nou kyk jy wag met sy verkyker. Hy sê, o jette, daar's nog 'n ou wat nou boodskap toe is. Hy kom nie terug nie. Maar die drywe, die een wat die stryd waar jaag, moet jy wees. Hy sê, die drywe is soos die drywe van Jehu, die seun van Nimsi. Luister, want hy dryf soos 'n kranksinnige. Jehu het nie oorlog toe gegaan om die wiele van die strydwa te toets nie. Daai man het gegaan om moeilikheid te maak. Daai Jehu. Daar's geen manier dat jy met 'n swaksinnige mens en 'n kranksinnige en 'n halfhartige mens kan oorlog toe gaan nie. Dit gaan net nie gebeur nie. Jy moet klaar lankal besluit het,
Ek is bereid om my lewe af te lê vir hierdie geveg. Jy sê, as die wegraping kom, hoef ons nie deur die verdrukking te gaan nie. Jy sou jy nou gekies het nie. Moenie worry nie. Jy kies mense, selfs die twee boodskappers, is ouens wat bereid is, onthou nou, jy is hulle vyand, hulle is bereid om hom tegemoet te ry. Man, jy moet nogal braaf wees, om in die kamp van die vyand in te ry met jou perd. En dan te sê die koning hier agter my vra, kom julle in vrede? Jy moet braaf wees. So jy sê, terwyl jy so braaf is, val jy agter my in. As jy nie kan op 'n Sondagoggend aantrek om diens toe te kom nie. As jy nie kan op 'n Saterdagmiddag opgewonde wees oor dit wat môreoggend gaan gebeur nie, dan kan jy nie agter Jehu inval nie. En die boodskapper sê, daai moet Jehu wees, die man wat kyk, hy sê dit moet Jehu wees. Daai stryd waarvan hom ry hy soos 'n kranksinnige. Hy ry laat die stof waai, man. Sy perde staan soms so op die agterpote en hulle is gereed vir 'n oorlog. Dit lyk na iemand wat wil beklei. Jy sê prediker kan jy so bietjie tone down. Jy kan nie, dis 'n oorlog. Daar's nou toning down. Ja, hierdie is die strydbewaar wat jy hier sien. Ek weet nie of jy die wiele kan sien nie. Ek weet nie of jy die engele kan sien van God wat rondom ons staan, wat 'n band van vuur skep, om ons te inspireer om te beklei nie. Jy sê, ek is darm bereid om my lewe te gee vir boodskap. Ja, ek twyfel of dit gaan gebeur. Jy kan aanhou slaap, jy moenie worry nie, niemand gaan jou lewe vir jou vra nie. Die lewe gaan gevra word van die mense wat bereid is om hulle lewens te gee. Hierdie selfe hier, net die volgende hoofstuk, 2 Konings 10. 2 Konings 10. Hierdie man, en hy sê, kom ons vat van vers 12 af. En hy het hom gereed gemaak en gegaan en na Samaria getrek, terwyl hy op die pad by Bet-Eket van die herders was. En Jehu, die broers van Ahasia, die koning van Juda, aantref, sê hy, wie is julle? Hy konfronteer sommer 'n klomp anders hier. Hulle antwoord, ons is die broers van Ahasia, ons het afgekom van die seuns van die koning en die seuns van die gebiedsters te groet. Die gebiedster is Jezebel. Hy sê, gryp hulle lewendig. En hulle het hulle lewendig gegryp en hulle gedood by die put van Bet-Eket, 42 man uit, niemand van hulle het oorbly nie. En van daar te gegaan en Jonadab, die seun van Regab, gevind, wat hom tegemoet kom en hy groet hom en sê vir hom, is jou hart reg soos my hart met jou hart is? Hy stop sy stryd waar, hy praat met hierdie man, hy vra hom hierdie vraag, is jou hart reg soos wat my hart met jou hart is? Jonadab antwoord hom, sê ja. Hy sê, so ja, gee jou hand, sê Jehu. Toe gee hy sy hand en hy het hom by hom op die waal laat klim en gesê, gaan saam met my en aanskou met welgevalle my ywer vir die Here. En hulle, dis nou sy wagte en sy soldate, het hom op sy waal laat ry. Kom saam met my, dan kyk jy, dan aanskou jy. Hy sê nie, jy moet saamkom en ook kom preekie. Hy sê nie, jy moet saamkom en ook kom sing. Hy sê, kom net en kyk net. Kyk, jy hoef net te kyk na my ywer wat ek het vir die Here. As jou buurman vir jou sê, waarmee is julle besig? Dan sê jy, man, dis nou Saterdag, ons gaan 'n bietjie sport kyk en dan gaan ons, maar jy weet ons is regtig eintlik moeg want ons het nou die hele week gewerk. Ons het eintlik gewerk, die vakbond laat ons toe om 40 ure te werk. So ons werk van maandagoggend tot vrydagmiddag omtrent 12 uur. En nou is ons moeg en nou gaan ons 'n bietjie sport kyk, maar ons gaan by ander mense kyk want ons het mos nie TV nie.
Want weet, ons is ons boodskapmense, en so dan gaan ons nou sport kyk by die ander bure, en dan, wat gaan julle môre doen? Wel, as ons goed genoeg voel, gaan ons kerk toe. Ek het 'n brandweerinstrukteur gehad. Hy het nie vir ons gesê julle is swakkelinge nie, hy het gesê jy is 'n swakkeling. Hy het die W so gesê soos ek nou sê, jou swakkeling. Dink jy die duiwel is bang vir jou? As jy eers gaan 'n bietjie TV kyk by die ander bure, want julle het nou glo nie 'n TV nie, en dan kan jy Sondagoggend miskien of miskien nie diens toe gaan nie, want jy het jou enkel half geswik by die bure wat julle toe gegaan het om TV te kyk waar daar 'n TV is, want julle het nie 'n TV nie. En ou kan nou nie met 'n geswikte enkel kerk toe kom nie. Verstaan jy, broer? Maar God is die een vir wie jy dit moet verduidelik, nie vir die broer nie. Kom kyk, kom aanskou my ywer vir die Here. Vir wie ywer jy? Jy sê, maar ek ywer vir my werk. Ag, sies tog, wat se werk doen jy wat so belangrik is? Nie is die koning van Engeland, het so 'n belangrike werk nie. Die arme man het in sonde verval, hy is tussen die pedofiele. So, wat is jou werk wat so belangrik is, dat jy jou ywer vir jou werk? Ek is ook ywerig vir my werk, maar ek ywer my nie vir my werk nie. Dis nie amper dieselfde ding nie. Die twee woorde hoort nie eens naby mekaar nie. Hulle word net toevallig albei met 'n lang y gespel, soos hulle in sy B gesê het. Nou wil ek kom by die wyse Salomo. Salomo het wysheid gekry van God af, gratis, toe verval hy in sonde. Wat hy doen, as hy gaan trou met 'n klomp vrouens, hy later aan 1000, hy raak net nie tevrede nie. Dieselfde Salomo, want hy is mos nou al slim, hy sê die oog raak nooit bevredig nie. Ja, ek sal daai een ook trou, en daai een, en die dogter van daai een, en daai een, en daai een, en so. En later is hy by 1000, en hy kry net nie klaar nie. Maar God het hom wysheid gegee, ten spyte van sy swakheid. En kom ons kyk wat sê hy van ywer. Spreuke 19 vers 2. Kort sinnetjie, ywer sonder kennis deug nie. Oorhaastigheid bring foute. Oorhaastigheid is nie ywer nie. Die ou tannie het gesê, luister net vir my mooi, ek dink dit het iets soos dit geklink. Haastig is nie vinnig nie. Haastig is nie vinnig nie. Hier sê Salomo dieselfde. Ek wil nie sê Salomo het agter die ou tannie aangepraat nie. Sy het waarskynlik agter Salomo aangepraat. Hy sê ywer sonder kennis deug nie. Oorhaastigheid bring foute. Iemand het eendag vir my gesê in besigheid, toe ek baie opgewonde en opgetrek en kwaad, en ek wil hierdie ou se brief net antwoord, en ek wil net die brief antwoord, en ek wil net die, en die ander ou sê vir my, hy is so afgemete, hy sê, 'n 2 dae brief is eintlik beter as 'n 2 ure brief. En toe werk het, toe ek 2 dae wag, toe gee ek 'n beter antwoord as wat ek hom sou gegee het op 2 ure. Oorhaastigheid bring foute. Nou wil ek wil 'n subtitel hê. Moenie traag wees in ywer nie. Maak jou gedagte mooi op. Sê vir jouself, myself, ek gaan ywerig wees, né? En ek gaan die volgende doen. Ek gaan uitvind wat dit beteken om ywerig te wees. Ek gaan uitvind wat dit beteken om ywer te hê. Ek gaan uitvind wat dit beteken hoe 'n mens ywer beoefen. Want die prediker hou nie op nie, hy het nou hierdie woord gehoor en nou gaan hy aan. Ek gaan aangaan totdat jy verstaan vanaand wat dit beteken. Moenie traag wees. Daar's nie plek. Salomo praat over plek van die luiaard
Hy sê jy lê nog so 'n bietjie een kant toe, dan draai jy op die skenier, so op jou ruggraat draai. Hy sê jy draai op die skenier, dan lê jy weer 'n bietjie aan die ander kant toe. En ek het 'n ander skrif gekry, hy sê die leiaard sê, ek gaan nie nou buitekant toe nie, daar's 'n leeu daar buite, ek kan gedood word in die straat. There's a lion about, I may be killed in the street. Hy lê nog so 'n bietjie, hy Salomo sê, en so kom jou armoede en jou eenvoud jou tegemoet. Staan op man, dan staan jy regop en dan lyk dit asof jy wil lewe. Jy sê ja, maar iemand moet my eers motiveer. Okay, maar wie motiveer die motiveerder? Moenie traag wees nie. Romeine 12 vers 11. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Dien die Here. 3 klein sinnetjies. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Dien die Here. Vurig beteken jy's lewendig. Dis wat vurig beteken. Jy sê jong, julle Engelbregs het 'n manier om 'n ding te oordryf. Dit gaan nie oor of ek 'n Engelbreg is, dit gaan of ek 'n seun van God is. Dis wat die kwessie is. Wees vurig. As jy hier sit en die prediker sê, kom ons dien die Here, hy alleen is trou, hy verlos die sondaar, dan sing jy dit, dan kyk jy nie rond of die buurman ook die ding verstaan nie. As jy sê ek wil opstaan om te bid, bid dan. As jy die naam van die Here wil aanroep in die middel van die nag, sê Here Jesus, ek het U nodig. Oefen dit as jy nie kan nie. Sit in jou kar in die verkeer, terwyl niemand jou hoor nie, dan sê jy, Here help my. Dan oefen jy dit. Dat as jy hier kom, jy kan sê, Here help my asseblief. As die prediker iets sê, dan sê jy, Amen. Amen beteken, laat dit so wees. Amen. Sodat die prediker kan terugvoer kry, sodat hy weer kan gee, sodat hy kan terugvoer kry. Sodat toe die vrou die soon van Jesus Christus se kleed aanraak, toe sê hy, daar het nou krag van my af uitgegaan. Here, maar almal raak dan aan U. Soos hy broer gesê, daai kleerlingman. Kyk, net 'n kleerling kan dit so sê. Hy sê, Jesus, maar almal tik aan jou. Nou vra hy, wie het my getik? Maar God kom dadelik agter. As God, wat 'n bondel energie is, wat die totale energie van alles is, hy is alles. En hy kom agter dat geloof het nou net 'n bietjie van hierdie energie van hom getrek. Weet jy hoe sterk is geloof dan? Sê, Here, help my. As jy sê, Here, help my asseblief. En weet ek het hierdie probleem en ek kan nie en ek die ding oorkom nie en ek het nou al baie daaroor gedink, Here. Romeine 10 vers 2 tot 3. Want ek getuig van hulle dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis, sê Paulus. Romeine 10 vers 2 tot 3. Want ek getuig van hulle dat hulle 'n ywer van God het, maar sonder kennis. My vermoede is, hy praat hier van die Galasiërs. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Ek getuig van hulle dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Hier is ons weer terug by Salomo se storie. Jy sê ek is ywerig, dan hardloop jy in daai rigting en dan sê jy en dan hardloop jy weer in daai wow, stop. Oh. Dit help nie jy's ywerig sonder dat jy 'n rigting het nie. Die skrif sê nêrens dat jy met ywer net in die ronde moet hardloop nie. Jy moet rigting hê. Jy's 'n soldaat man. Jy's 'n opgeleide soldaat.
Jy sê, wanneer ek nie, ek het dan nie een woord. Jy sê, maar ek wil graag soos Dawid wees, as ek hy slingervel, maar dis nie wat Paulus vir jou sê nie. Paulus praat met 'n hedendaagse Christen, en hy sê, jy moet op die volgende manier aangetrek wees. As jy dit aansit, en dit aansit, en dit aansit, en dit aansit, dan het jy die volwaardige gedrag van 'n soldaat. Dan kan jy aangaan. Hy het nie gesê met 'n slingervel kry nie. Dis Dawid se werk. Jy sê, maar ek sal hom met 'n slingervel kan gooi. Boedie, ek en Goliat gaan regkom. Nee, julle gaan nie regkom nie, want jy lewe nie in daai tyd nie. Dawid kon nie aantrek wat jy moet aantrek nie. Hy het dit probeer, toe werk dit nie. Jy moet aantrek wat jy moet aantrek. Dis wat Paulus sê, moenie traag wees in die ywer nie. Jong, ek is moeilik met notas. Maar kom ons kyk. Die ywer weifel nie. Weifel beteken, dis iets verby twyfel. Twyfel is iets anderster. Weifel is wanneer ek sê, ek gaan nou hier aftrap, nee, ek gaan liewe nou nie, dis weifel. Staan stil, maak jou gedagte op, en dan klim jy af van die trappie af, of bly waar jy is. Maar doen dit tog met ywer. Twyfel is, hoe's ek nou weer gedoop? Ek wonder of ek nie moet oorgedoop word nie, broer. Weet jy, broer, so en so het my nog gedoop. En hy het toe, wat se sonde het hy nou weer gedoen? Laat ek net 'n verskoning hier kry vir my herdoop, want kyk, ek wil eintlik geherdoop word. O, daai broer het met 'n ander vrou weggeloop. Okay, dis twyfel. Twyfel is staan teenoor ongeloof, nie teenoor weifel nie. Dis net met 'n tegespel, dis al verskil. Twyfel. Ek wonder, as ek nou sê, kyk, daai man het nou wel gesê, I am healed, en toe gaan sit hy by die barber, and then he was healed. Ek glo dit, broer, maar as ek dit nou doen, wonder ek, en jy weet, daar is eintlik meer barbers nie, né? Okay, dit kon net so wel gewees het by die groentewinkel. Nou het jy 'n ander verskoning. Twyfel, soek sulke klein ou goedjies uit. Hy sê, ek hou eintlik van 'n blou sakdoek nie. As jy nou van my gesê het, ons moet almal rooi sakdoeke dra, wel, dan het ek dit nou gedoen, jy weet, want ek het eintlik hierdie ding omtrent blou. Jy het 'n ding omtrent alles, dis jou probleem. Jy sê, maar, hoekom praat jy so met my? Want ek het jou gesê in die begin, hierdie is 'n evangelie boodskap. Ek moes eintlik gesê het, ek wil graag met sondaars praat vanaand. Ek moes eintlik gesê het, almal wat nie sondaars is nie, moet eintlik by die deur uitgaan. Dan sou ek jou lekker uitgevang het, want dan sou jy nou gedink het, as ek nou opstaan, die suster in daai derde ry, sy weet mos nou wie ek is. Sy werk dan saam met my. So ek gaan maar liewe bly sit. So ek is ook, vir die oomblik sal ek nou ook 'n sondaar bly. Man, ons is sondaars, gered uit genade. As jy gaan geherdoop word, omdat die pastoor wat jou gedoop het in 1983, weggeloop het met 'n ander vrou, of van die kraans afgeval het, of bedrog gepleeg het, dan moet ons almal geherdoop word. Almal. Ek kry 'n interessante vers, daar in, ek dink is in Markus. Die skrif sê, en toe die hele volk gedoop was, toe kom Jesus by Johannes uit. Luister, die hele volk is klaar gedoop. Toe kom hy by Johannes uit. Nou as die hele volk klaar gedoop was, en Johannes die doper nou 'n fout maak, en hy eindig in die tronk op, en jy sê, ja maar, eintlik die ou het my gedoop het, hy is toe nou uiteindelik tronk toe. Okay, wel, ek is skoon uit asem van sukkel. Hoekom wil jy dit doen?
Hoekom wil jy twyfel? Jy is nie geroep om te twyfel nie, jy is geroep om te glo. Het is moeilik genoeg om mense nader te roep. Nou dat jy geroep is, nou sê jy, ek is eintlik half veilig hier, en as ek veilig is, kan ek seker maar so 'n bietjie twyfel ook. Dan sal jy 'n twyfelaar genoem word in plaas van 'n ywerraar. 1 Korinte 10 vers 21 tot 22, julle kan nie die beker van die Here drink, en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here, en ook aan die tafel van die duiwels nie. Of wil ons die ywer van die Here opwek? Is ons miskien sterker as hy? So hier lyk dit vir my dat die ywer van die Here is die kragdadigheid van God. Wil jy hom kwaad maak? Wil jy uit die een beker vandag drink en môre uit die ander beker? Is sport Saterdag jou God? En Sondag sê jy, wel ek het nou half my groot toon gebreek, jy weet broer, toe ek afgespring het en ek het gebungee jump. Wie se beker drink jy? Jy kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie. Of wil ons die ywer van die Here opwek? Wil jy hom kwaad maak? Wil jy hê die aarde moet bewe en die weerlig moet slaan? En dan moet duisternis wees, soos op die middag van die kruisiging. Wil jy God tart? Is ons miskien sterker as hy? Vra Paulus. Die ywer is kragdadig. Die ywer bring die woord voor. En die woord bring die profesie voor. En die profesie bring voor dat die daad gebeur. Dat die profesie hom uitleef. Die profeet sê, die vertolking van die profesie is die feit dat dit gebeur. Hoor wat sê die woord van die Here. Jesaja 9 vers 5 tot 6. Wat ek toe doen is, ek copy-paste. Toe gaan soek ek al die skrifte op, en ek copy-paste dit hier, dan hoef ek nou nie die hele tyd in die Bybel te staan en blaai nie. Want dan kry ek weer nie die skrifte nie, en dan is dit chaos. Want ek moet die hele tyd my bril opsit, en dan kyk ek mis, en dan is ek weer by Korintiërs, en dan weet ek nie waar is ek nie. So ek het dit toe so geprint, so dis hoekom ek die hele tyd na die notas kyk. Jesaja 9 vers 5 tot 6. Want 'n kind is vir ons gebore. Luister net hier, dis die begin van die evangelie. Daar's 'n verskil tussen Jesus wat vir die 12 disippels sê, julle is nou apostels op daai oomblik, gaan en sê vir die verlore skape van Israel, die koninkryk het naby gekom. Want nog nie die Heilige Gees nie, maar julle het nou gesien hoe dryf ek duiwels uit, hoe rig ek die dooies op, gaan doen dieselfde onder die volk van Israel. Maar hierdie is die aankondiging van die evangelie. Jesus Christus gaan sterwe, en dan gaan hy opstaan, en dit is die evangelie. En die hele storie verander dan in Matteus 28 vers 19. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is in ons gegee. En die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy, en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Hy is die prins van vrede, nie Donald Trump nie. Of hy inwoner van die Vatikaan, die paus. Hulle is nie die prins van vrede nie. Hierdie een wat hier gaan kom, dis Jesus Christus, hy is die prins van vrede. God homself in vlees. God gee die openbaring, God gee die profesie, God gaan maak dat die seun gebore word, dan gaan God vir homself sê, ek is nou in hierdie een die prins van vrede. Salig is die vredemakers, nie salig is die wat Iran aanval nie. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Los Iran uit, dat die duiwels vir mekaar sorg, dat hulle mekaar uitroei as hulle lus is daarvoor, dat Trump gaan maak net wat hy wil,
om sy Epstein-files te beskerm, dat hulle gaan en al die chaos, dat al die pedofiele by mekaar kom en mekaar uitwis. Dit het niks te doen met jou wat hier sit nie. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Wat beteken leerskare? 'n Leer is 'n army. Hierdie een wat hierdie belofte maak, hierdie een wat hierdie profesie gee, God, hy is die Here van die leerskare. Hy gaan uittrek met sy engele, hy gaan uittrek met sy bruid, hy gaan uittrek met sy vrou, hy gaan uittrek met sy verlostes, hy gaan almal gaan op wit perde ry en hulle gaan 'n magter menigte wees. En as jy nou in die hemel kan gaan kyk, en is daar miljoene van hulle, van hierdie wesens wat die leerskare vorm. En hierdie Here, hierdie leier van hulle sê, 'n seun gaan gebore word. Hy sê dit want hy weet, want hy gaan dit doen. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Hy's kragdadig. Hy het nie hier geraai nie. Hy sê nie, luister, Jesaja, ek wil hê, kyk, jy praat meestal Hebreëus, maar ek wil hê jy met hierdie skrif, wat jy nou gaan skryf, né, moet jy dalk liewerster in Hollands doen. Weet dat die meeste mense, maar nie eers 'n idee kry van, nee, hy doen dit nie. Die ywer van die Here, gaan die ding laat gebeur. En toe gebeur het, en dit is die vertolking van die profesie, is die feit dat dit gebeur. Jesaja 42. Jesaja is 'n besige man, soos jy gaan sien hierso. Die Here sal uittrek, 42:13, die Here sal uittrek soos 'n held. Hy sal die ywer opwek soos 'n krygsman. Jy sê, ek hou nie van al hierdie oorlogspraatjies nie, dan kry jy jou jammer. Hier is moeilikheid aan die kom. Dit het niks te doen met Irak en Iran en Rusland nie. Hierdie het te doen met die duiwel. Hy het aan die begin vir homself 'n waardige vyand geskep. Job sê, hy het die bose geskep. Sodat hy 'n volwaardige vyand kan hê. Nie 'n pieperige ou wat hy kan omblaas nie. Met 'n orkaan nie. 'n Orkaan, nee, daai ding gaan nie werk nie. Hier kom moeilikheid. Die Here sal uittrek soos 'n held. Hy sal die ywer opwek soos 'n krygsman. Hy sal die strydkreet aanhef, ja, uitskreeu teen sy vyande, hom as 'n held openbaar. Uitskree beteken, hallo, kyk hier, oi, vyand, hier, kyk, ja, ek is op pad na julle toe. Hy gaan uittrek soos 'n held. Hy sal die ywer opwek soos 'n krygsman. Dis 'n soldaat. Kriege is 'n Duitse woord vir oorlog. Hy sal die strydkreet aanhef, ja, uitskreeu teen sy vyande. Teen sy vyande hom as 'n held openbaar. Hy roep hulle in sy boesem in. Dat hy hulle hier kan vernietig. Jy, kom hier. Die duiwel gaan hy moet 'n vastrap plekkies kry in die modder, maar het gaan nie help nie. Een gaan hy hulle in sy boesem intrek. Daar waar hy uit Jesus Christus uit die pyle van dieselfde Satan moes trek. In hy selfe boesem in. Gaan hy hulle vernietig. Die duiwel, daar's nuus vir jou. Daar's 'n nuusflits. Luister mooi. Hy is op pad. Jesaja 59. En hy het geregtigheid aangetrek soos 'n pantser. 'n Pantser is soos wanneer jy jouself met sulke dik staalplate beskerm. Hy gaan die geregtigheid aantrek. Hy gaan dit so uit die kas uithaal. Sê geregtigheid kom hier, ek het jou nodig. Trek aan. Moet ons u help, Here? Nee, ek het die hele spul geskep. Ek weet hoe, dankie. Baie dankie. Ons hy gepantser. En die helm van heil was op sy hoof. Dis die helm van verlossing. En die klere van wraak het hy aangetrek.
as kleding en hom gewikkel in die ywer soos in 'n mantel. Hy het die geregtigheid aangetrek soos 'n pantser en die helm van heil was op sy hoof en die klere van wraak het hy aangetrek as kleding en hom gewikkel in die ywer soos in 'n mantel. Aan die begin het hy hom gewaarsku, moenie met Eva karring nie. Hierdie is 'n dogter van God. Hieruit moet die woord van God voorkom. Toe gaan die slinkse een. En die naaste ding wat hy kan kry in 'n mens is 'n serpent. En hy gaan in hierdie serpent in en hy kom en hy praat met haar en hy sê, dink jy regtig waar God sal jou hare is dan mooi, weet jy? Sê jou man ooit dit vir jou? Sy sê nee, Adam is bietjie besig, hy's besig om die diere name te gee. Nou weet hy ook en ons Adam is nou eers bietjie besig. Hy gaan nou nog vir jong jou hare, weet jy het dan pragtige hare. Waarmee was jy? Is dit met silk shampoo of wat is dit wat jy gebruik? Jy weet ek het die beste haardroër, né? Ek gaan nog elektrisiteit ontwikkel. Ander dag gaan ek jou en net toe sy nou lekker saam praat. Toe die woord van die Here nakom, moenie dit doen nie, toe doen sy dit. Adam, where art thou? Hy kruip uit. So onnoosel vye blaartjie. Hom toegemaak met godsdiens. Wat het jy gedoen? Die vrou wat jy my gegee het, nie reken sy, dit was die serpent. Nie reken die serpent, hy staan nou een kant, want hy weet ook nie, hy is net 'n dier. Die duiwel het dit gedoen, wat uit die hemel uitgeval het, dieselfde een. Hier het God 'n rede om sy klere reg aan te trek. Hy sê, ek gaan nou die gepantserde goed aantrek. Ek is nou reg vir hierdie geveg. Jesaja sien dit kom. Hy sien die moeilikheid. God gaan dit afvee van die aardbodem af. Dis wat hy gaan doen. Hier is nog by Jesaja. Hierdie is 'n lang stukkie. Jesaja 37 vers 28 tot 32. Maar ek ken jou sit en jou uitgang en jou ingang en hoe jy teen my raas. God sê vanaand vir jou, ek ken jou uitgang, ek ken jou ingang en ek hoor hoe raas jy teen my. Ek hoor hoe praat jy twee praatjies. Ek hoor hoe sê jy Sondagmiddag net na die diens, broer, dit was dan maar heerlike diens, ek wonder wanneer gaan die wegraping gebeur. Maar Dinsdag, toe jy die potlood van die lesenaar afvat en binne in jou handsak gooi. Jy sê, maar dis niks, dis net 'n potlood. Okay, maar kom nog by die res van die storie. Want dit was toe nie jou handsak nie. Dit was die een wat jy gevat het van die rak af. Woensdagoggend, voor die biduur woensdag aand, het jy al geweet, jy gaan nie woensdag aand kom nie. Want jy's te bedrywig. Met een of ander bedrogspel. Jy's te besig om die duiwel tevrede te stel. Jy's te besig om jou werk te aanbid. O, liewe baas, sê jy vir die CEO, meneer, jy daar maar 'n mooi kar. Ag asseblief. Hoekom wil jy dit doen? Hoekom wil jy nie aandag gee aan die woord van die Here nie? Ek ken jou sit en jou uitgang. En jou ingang en hoe jy teen my raas. Jog, as dit ook nie vir hierdie boodskap was nie, dan kon ek daarom my hare so, net, weet jy mens, 'n mens kry ander sker, nee, hy het net sulke wisseltand, jy kan hom net so half trim. Dan kan die mense nie eintlik sien. Waar is daai mense? Net so. Hoekom raas jy teen die boodskap van die Here? Jy weet, dis verkeerd. Hoekom raas jy teen my? Vra God. Omdat jy teen my raas en jou trotsheid opgekom het in my ore. Daarom, luister na hierdie koppelwoord. Omdat jy dit gedoen het. Hy sê vir die duiwel aan die begin, vir die serpent, omdat jy dit gedoen het. Daarom
sal jy op jou buik seil. Daarom, omdat jy teen my opgestaan het, omdat jy teen my geraas het, Satan, gaan ek hierdie liggaam wat jy nou gebruik het, hierdie serpent gaan ek vernietig. Ek gaan hom laat verdwyn in die diereryk. Omdat jy dit gedoen het, daarom, omdat jy teen my raas. Sien my woorde nie, hierdie kom uit die woord van die Here uit. Omdat jy teen my raas, en jou trotsheid opgekom het in my ore, luister net hoe die woorde wat by mekaar pas, raas en trotsheid. Adam, waar's jy? Hier is ek, Here. Nou kom dit tot sy God se ore. Maar hier praat hy met jou. Adam is lankal hier, tot stof. Hier praat hy nou met jou. Omdat jy teen my raas en jou trotsheid opgekom het in my ore, daarom sal ek my hak in jou neus sit en my toom tussen jou lippe en jou terugbring met die pad waarmee jy gekom het. Jy sit 'n neusring in 'n koei se neus, sodat jy haar kan beheer. Wanneer sy halstarrig is, dan sit jy 'n ring in, dan trek jy haar met 'n tou na waar jy haar wil hê. Jy kan 'n groot bul, kan jy so beheer. Daarom, omdat jy dit gedoen het. Jy sê, Here, kan ek maar net sê, ek is jammer nie. Jy weet, ek het gehoor, ek het mos gehoor, Lord, that I can't sin. En toe doen jy wat? Eva het ook gehoor. En toe doen jy wat? Gaan my toom tussen jou lippe sit, jou terugbring met die pad waarmee jy gekom het. Ek het al voorheen gesê, die engel van God gaan voor jou staan met 'n vlammende swaard en vra vir jou, waant is jou pad. Hier is dit presies dieselfde ding. Ek gaan jou terugbring na die pad. Hy vra nie of jy wil terugkom nie, luister nou mooi. Jy sê, maar ek sien kans vir hierdie oefening. Jy gaan dit een keer een te veel doen. Jy gaan een keer een te veel dit doen. En dan gaan God jou wys hoe hierdie storie eintlik werk. Dan gaan hy jou ruk, soos wat jy 'n perd in die bek ruk, met sy toom. En dit sal vir jou die teken wees. Jy kan jou bekeer, en dan kan hier iets vir jou gebeur. Dit sal vir jou die teken wees. Eet hierdie jaar wat van self opslaan. En in die tweede jaar wat dan nog opkom, want ek is nou besig met jou, ek is so besig met jou, jy kom nie by besigheid uit. Ek gaan jou help. Dat daar 'n bietjie koring opslaan nog van laas jaar se koring. Vat dit en dan eet jy dit hierdie eerste jaar. In die tweede jaar, dan is daar nog 'n bietjie opslag en dan eet jy dit. Want ek gaan jou tuister, want jy het nie geluister nie. So om jou net 'n bietjie tegemoet te kom, want jy is my bruid agter alles. Jy is net ongehoorsaam, kan jy 'n bietjie eet van dit wat opgeslaan het in die koringland. Eerste en die tweede jaar. Maar in die derde jaar, saai en oes en plant wingerde en eet die vrugte daarvan. Teen nou het God jou vergewe. Teen nou is die verhouding tussen jou en God herstel. Dit vat 3 jaar volgens hierdie skrif. Ek het in die verlede al gesê, dit vat 7 jaar. As jy van God afgaan, jy gaan nie weer die pad kry in 2 jaar nie. Jy gaan nie die pad kry in 2 weke se gehuil nie. Al is die hele jaar bestaan dit net uit sondae uit, is 3 jaar se sondae te min. Die Engelse sê, 3 years of Sundays is te min. Hier in die derde jaar gaan hy jou tegemoet kom. Jy sê, maar broer, as dit in elk geval in die derde jaar gaan gebeur, kan ek nie maar net so 'n bietjie proe nie. Jy weet, ek weet nie eintlik regtig of dit wat in Eden gebeur het, ek verstaan nie eintlik so presies nie, want jy weet, ek het maar laat in die boodskap gekom, so ek wonder of ek dit nie maar net moet probeer nie. Ja, probeer dit. Jy kan dit probeer, hier is die gevolg.
Ek lees sommer vir jou wat die gevolg is, dan weet jy wat dit is. Hy gaan 'n toom in jou bek sit. Soos 'n perd se bek, nie in jou bek nie, in jou mond. Hy gaan dit soos jy in 'n perd se bek, dan gaan hy jou so stuur. Het jy al gesien 'n goeie perderuiter? Hoe stuur hy 'n perd? Maar daai perd kan spring en hy kan altyd hy kan maak net wat hy lus het. Dan sal die vrygeraaktes wat oorgebly het van die huis van Juda weer wortel skiet ondertoe en vrugte dra boontoe. Want jy sê mos jy is geestelike Israel. Okay, hier praat hy nou met jou ook, hy praat met die huis van Juda. Jy kan nie net 'n Israeliet wees wanneer dit jou pas nie. As jy sê maar ek is 'n geestelike Israeliet, dan moet jy dit vat wat vir Israel gesê word. As jy sê ek is van die huis van Juda, dan moet jy vat wat vir die huis van Juda gesê word. As jy sê ek is 'n heiden, vat dan dit wat aan die heidene toebedeel is. Want uit Jerusalem sal 'n oorblyfsel uitgaan en vrygeraaktes van die berg Sion. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Luister wat het hy net nou gesê. Toe hy praat van die seun wat gebore gaan word. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Dit is 'n manier van God om homself te herhaal, om te bevestig. Ek, wat hier praat, ek is die Here van die leerskare en my ywer sal dit doen. As jy die woord uithaal daar, die woord ywer, dan kom ons kyk wat bly oor. Dis hoekom hy sê jy moenie woorde uithaal nie. Gaan nie werk nie. Kom ons kyk wat gaan gebeur as jy dit uithaal. Die van die Here van die leerskare sal dit doen. Maak dit sin? Die van die Here van die leerskare sal dit doen. Shame. Maar as jy sê, die ywer van die Here van die leerskare. As jy my vrou pla, dan sal jy my ywer verstaan. Verstaan jy? Jy pla haar 1 keer, dan ywer ek jou 2 keer. Die wat dit nog nie gehoor het nie, gaan dan hoor jy daar buitekant, hoe werk dit as jy my vrou pla? Nou moenie die vrou van God pla nie. Hoekom wil jy hier tussen die bruid sit en maak asof jy ook verstaan wat hier aangaan, net dat jy die vrou van God kan pla? As jy hulle buitekant kom en sê jy, ja, dit is nou wel so, suster. Jy weet, hy het nou wel gepraat van die hakke, maar ek wonder of hakke, ek wonder of 50 mm regtig 'n probleem is. Hoekom pla jy die bruid van die Here Jesus? Wie gee jou die reg om te preek vir Eva? Dis sê broer, maar ons is sondags gered uit genade. Kom ons los dit vir Sondagoggend as die bediening daai deel van die ding aanspreek. Maar nou praat ons oor die ywer van die Here. Nou wil ek begin afsluit. Ek het 1 versie hier. Daar's hoop op versoening. Numeri 25:11. Nogal gaan dit oor die seun van Eliezer, die hoëpriester. Die seun van Eliezer, die seun van Aaron. So Aaron is die hoëpriester, dan is dit Eliezer, dan is die seun se naam Pinias. Luister mooi. Numeri 25:11. Ek sê jou nou, as jy nou 'n interessante stuk lees, gaan lees Numeri 25. Pinias, die seun van Eliezer, die seun van die priester Aaron, het my grimmigheid van die kinders van Israel afgewend, deurdat hy my ywer onder hulle geywer het, sodat ek die kinders van Israel in my ywer nie verteer het nie. Daarom spreek ek, kyk, ek sluit met hom 'n vredesverbond. Luister mooi. Hy gebruik die ywer. Hy sê so Pinias het my ywer geywer.
hoe doen jy dit eens? Kom ons lees dit weer. Hy het my grimmigheid, so God was grimmig teenoor Israel. Hy was kwaad, hy gaan hulle nou vernietig. Jy sal dieselfde storie kry by Moses. Ag Here, asseblief, hoekom sal u nou? Dan gaan die volke sê, hulle eie God het hulle vernietig. En hy tree in vir die kinders van Israel soos 'n mens teenoor God. En hier kom Pinias, en hy sien, maar God gaan hierdie volk van Israel vernietig in sy grimmigheid. Grimmigheid beteken uit argwaan. Argwaan beteken, ek is kwaad verby 'n punt waar ek myself kan help. Ek gaan nou, as ek Israel nou nie aan kry, vernietig ek Israel. Dis wat grimmigheid beteken. Jy sê, wow, jy raak opgewonde. Jy kan nie die vers lees sonder om dit so te verstaan nie. Het my grimmigheid van die kinders van Israel afgewend, deurdat, met ander woorde, hy het dit so gedoen op die volgende manier. Hy my ywer onder hulle geywer het, sodat ek die kinders van God van Israel in my ywer nie verteer het nie. So dieselfde ywer waarmee ek hulle so verteer het, daai ywer het Pinias gevat. Né? En toe tref hulle in. Ek dink is briljant. Daarom spreek hy, kyk, ek sluit met hom my vredeverbond. Het jy geweet dat hy 'n vredeverbond met Pinias, die seun van Eleas, die seun van Eliezer gesluit het? Nee, ek het dit nie geweet nie. Onthou jy, toe die ander broer terugkom en hy gelieg het vir die priester, toe breek hy sy nek. Breek sy pa sy nek. Die een seun het 'n vredesverbond met God, die ander een breek sy pa sy nek. Deur sy optrede. Daar is hoop op versoening. Hierdie hele storie gaan oor die ywer van die Here. Dit is met ywer dat hy gekom het om ons te red. Dis met ywer dat hy daar staan in die voor die Sanhedrin. Hy sê, wat sê u van hierdie dinge? Is u die seun van God? Is u die koning van die... Hy sê, jy het dit gesê, jou ou paar woordjies. Maar tussentyd bruis dit hier binne in hom. Want in 48 uur gaan God se liggaam aan die kruis hang. In 48 uur gaan 'n soldaat uit daai selfde Sanhedrin uit hom in die sy steek. En dan gaan sy bruid uit hom uitkom. Dit bruis in God. Die ywer wat hy het. As God kon sou hy sy eie liggaam oopgeskeer het. Maar die woorde moes eers waar word. Hy moes aan die hout hang. Die skande deurgaan om aan die hout te hang. Sodat hy die lam kan wees. Sodat hy die koning kan wees. Hoe kan 'n koning 'n lam wees? En hoe kan 'n lam 'n koning wees? Ek weet nie. Maar ek waardeer die feit dat dit moontlik is. Mag die Here ons ryklik seën. Kom ons sluit af. Getroue Here Jesus. Ons is oneindig lief vir hierdie woord, Here, want hieruit put ons die lewe. Hieruit kry ons vrede. Hieruit, Here, kry ons 'n rigting vir ons lewens. Sal jy asseblief met ons gaan vir die res van die week en ons asseblief terugbring hier Woensdag aand, wanneer die bediening weer eens gaan poog om aan ons die woord van God uit te lê. Ons waardeer dit, getroue Here Jesus. Ons waardeer u genade en u kragdadigheid waarmee u ons beskerm, Here. In die naam van die heilige Here Jesus sê ons en ons dank u daarvoor. Amen. Baie dankie julle. Mag die Here julle seën tot volgende keer.